Goeiemôre. Dit is Woensdag 28 Augustus, genigtig. Augustus lê ook op sy rug. My naam is Estie Geldenhuys en ek gesels met jou oor die wonder daarvan dat almal van ons uniek is in ons Vader. En kan jy glo? Vandag is waarlik al die 16de keer wat ons besig is met hierdie bediening wat gebaseer is op die duif as voorbeeld. Duif het 2 vlerke, elk het 9 penvere en ons is nou besig met die tweede vlek. Die eerste vlek het verwys na die gawes van die Gees. En die tweede vlek leer ons van die vrug van die Gees. Die vrug waaraan ons herken moet word as kinders van God en volgelinge van ons Messias, Jesus wat die Christus is. Die vraag is, wys ons lewe dat ons hierdie vrug dra? Ek lees weer vir jou in Galasiërs 5:22, eers uit die ou Afrikaanse vertaling. Maar die vrug van die Gees is liefde, dit is nommer 1, blydskap, nommer 2, vrede, nommer 3, en dan vandag, lankmoedigheid. Die King James vertaal dit as volg. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Wow, lankmoedigheid en dan long-suffering. Die Passion Translation praat van hierdie lankmoedigheid as patience that endures. Met die Message vertaling wil ek asseblief net 'n tree teruggaan in Galasiërs 5:22, want ek wil al 4 se betekenis uit die Message vir jou lees. Die Message beweer, liefde is things like affection for others. Blydskap uit die Message word vertaal met exuberance about life. Exuberance about life. 4, kan jy glo, word in die Message vertaal met serenity en lankmoedigheid. We develop a willingness to stick with things, a sense of compassion in the heart, and a conviction that a basic holiness permeates things and people. Permeates moes ek gaan opsoek. My Vrystaatse Engels laat my nie toe om dit sommer te verstaan nie. En dit beteken om iets deur te laat, soos om lig deur te laat, om vars lug deur te laat. Met ander woorde, dit is wat die Message sê, lankmoedigheid doen. That a basic holiness permeates things and people. Daaroor moet mens bietjie gaan wonder en dink voor ons Vader, nee. Ek wil eers bid, Vader, dankie. Dankie dat ons oor hierdie goed kan gesels. Leer U ons asseblief self. Wat is dit? En die betekenis van hierdie woord lankmoedigheid, wat ons nie mag mis nie. Gaan ons asseblief deur die krag van U Gees vooruit in hierdie verduideliking. Mag ons asseblief U bedoeling hiermee snap. Ek vra dit, Vader, in die naam van Yeshua. Amen. Dit is interessant dat die betekenis in Grieks berus op 2 Griekse woorde wat in Engels verwys na long, met ander woorde, die duur van iets, en dit verwys ook na temper. Die verduideliking daarvan lees, in staat daartoe om nie vir die geringste teenstand in woede op te vlam nie. Moet ek dit weer sê? In staat daartoe om nie vir die geringste teenstand in woede op te vlam nie. Dis lankmoedigheid. In die oorspronklike taal het lankmoedigheid ook 'n koneksie met genade. Toe ek nou verder bidend wag en dink,
besef ek hoe die hele betekenis van hierdie woord lankmoedigheid te maak het met inkyk, binne toe kyk, in myself inkyk, my eie waarheid in te kyk, meer as om my rond te kyk na ander. Om soort van die rede vir besluitneming of gevoelens in ander te soek, eerder as in myself. Dit lyk vir my of lankmoedigheid, of dan long suffering, meer te maak het met gee, as met neem, of dalk sommer vat, omdat dit klink asof die gebrek aan lankmoedigheid te maak het met iets wat opvlam in jou, wat dan buite jou beheer dwarrel. Oorweeg die voorbeeld wat ons in die woord leer van ons Skepper se uitlewing van lankmoedigheid. Dis ons Vader, Numeri. Ek lees Numeri 14 vers 18 en 19. Die Here is lankmoedig. Moses het hierdie boek geskryf. En ek dink iemand wat dit regtig met erns kon ontdek, was hierdie man, Moses. Die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Maar nooit ongestraf laat bly nie. En kan jy hoor, hoe stem die rooikop houtkapper die boek aan my in die boom saam? Ek lees verder. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. En dan kom vers 19 met 'n versoek. Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van u goedertierenheid, en soos u hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Dit is ons Skepper God, wat lankmoedig is, se uitleef van sy lankmoedigheid. Kyk net, wat moes hy nie alles weer en weer verduidelik, oorsien, regsien. Ons Skepper is ons grootste voorbeeld van lankmoedigheid. En weet jy, dit is ook waarvoor Christus gebore is. Sy bloed aan die kruis het alle ongeregtigheid uitgewis. Hierdie vergifnis geld net slegs vir die wat daarin glo. Hoe nou roep koning Dawid ook uit? Ek lees Psalm 86 vers 14 en 15. O God, vermetel is dit teen my opgestaan, en 'n bende tiranne soek my lewe. En hulle stel u nie voor oë nie, maar u Here is barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. En dan vra koning Dawid vir genade, en dat die verlossende krag van die Vader hom sal red. Met ander woorde, ten spyte van die bende tiranne, vra hy, mag u lankmoedigheid tot my redding kom. Weet jy, ek glo, alle mense maak seer, en alle mense kry erns seer. Die vraag is, wat maak ons dan daarmee? Nog 'n heerlike vermalende vers van waarheid is Romeine 2. Ek lees vir jou vers 1 tot 4. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?
Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Wat 'n geweldige vermaaning. Die goedertierenheid van God wil elkeen van ons daagliks tot bekering lei. En dan bekering van ons verkeerde verstaan van dinge. En daarom verkeerde doen van dinge. Kyk, ons kan nie reg doen as ons nie eers reg verstaan nie. Nie waar nie? Ons kan nie preek oor lankmoedigheid terwyl ons dit self toepas nie. Spreuke 25:15. Deur lankmoedigheid word 'n vors oorgehaal en 'n sagte tong verbreek die gebeente. Efesiërs 4:1-2 wil ek vir jou lees. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Gaan bid 'n bietjie deur Efesiërs 4:1-2. En ek sluit af met 1 Petrus 3:9. Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Hemelse Vader, hier staan ons voor U vanmôre. En al wat ons kan sê is, ons erken dat ons nie verstaan nie. Dankie vir hierdie woord lankmoedigheid. Ek bid oor myself, Vader, en oor elkeen wat ooit na hierdie boodskap sal luister. En ek vra in die naam van ons Messias, Jesus wat die Christus is, leer ons, nie net die betekenis van lankmoedigheid nie, maar leer ons hoe om met lankmoedigheid te lewe. Mag ons U genade nie versmaai nie. Mag ons die knie buig en erken dit wat ons nie weet nie. En kom asseblief en kom leer ons. Dankie Vader. Amen.